Weer eens baie welkom en baie dankie dat jy ingeskakel het. Nou ek glo dit gaan baie goed met u soos altyd en dat die waarheid van God se woord steeds vir u baie kosbaar en baie belangrik is. Nou ons leef in die laaste dae, ons leef aan die vooraand van die laaste week van Daniël. Nou daar's baie wat dit nie glo nie, maar ons sien die gebeure wat tans plaasvind in die Midde-Ooste, waar daar die vredesverdrag gesluit word en daar vrede gemaak word. Nou ons is baie naby aan die verbondsluiting as dit nie gaan gebeur in hierdie jaar nie. Ek glo dit gaan iewers gebeur, maar dit kan wel plaasvind in die afsienbare tyd wat kom. Maar ons gesels vandag oor die begin van smarte. Wat gebeur daarna? En vir die preterpleraars, hulle glo dat voordat hierdie verbondsluiting plaasvind, die covenant van Daniël 9:27, moet daar 'n wegraping plaasvind. Nou dit staan nie in die Bybel nie, dit kom nie voor in die skrif nie, ek weet nie waar kry dit nie, hulle kan ook nie vir jou skrifgedeelte gee nie, maar dit gaan nie plaasvind nie. Ons weet dat die groot verdrukking nie 7 jaar lank is nie, maar wel 3,5 jaar, en hulle glo dat die wegraping moet plaasvind voor die groot verdrukking van 7 jaar. Maar kom ons vestig ons aandag op hierdie geboortepyne wat plaasvind na afloop van die verbondsluiting, die eerste 4 seels wat gaan oopmaak. Daar gaan geen wegraping plaasvind nie, en dis wat die kerk te wagte moet wees. Die eerste 3,5 jaar is die begin van smarte. Nou ek gaan vir julle 'n paar videoklips speel, en u kan daar gaan luister daarna, en u gevolgtrekkings maak, maar kom ons spring dadelik weg en gaan kyk, wat sê hierdie mense. Goed, die belangrike vraag is, wat is die begin van smarte, en wanneer gaan dit plaasvind, of wanneer gaan dit begin? En dit is belangrik, hierdie vraag is baie belangrik, want jy sien, vir die preterpleraars is die begin van smarte iets wat al die afgelope 2000 jaar aan die gang is. Nou hulle glo, daarna sal die groot verdrukking begin, en dis heeltemal buite konteks. Ons gaan nou na 'n skets kyk, en ons gaan kyk wat het Jesus geleer, en dit is baie belangrik. Nou, wat het Jesus hieroor geleer? U kan gerus Matteus 24 vers 4 tot 8 gaan lees, en natuurlik Openbaring 6 vers 1 tot 8, dis dieselfde weergawe, dis presies wat Jesus aan Johannes op die eiland Patmos geleer het, en leer hy ook hulle hier op die Olyfberg, en hy sê, hierdie goed gaan plaasvind in die eerste 3,5 jaar, en natuurlik het hy aangegaan en die res van die 7 jaar verduidelik. Maar ons fokuspunt vandag, die eerste 3,5 jaar, wat die begin van smarte gaan wees. Die belangrike vraag is, wat leer die preterpleraars, en is dit skriftuurlik? Ons gaan kyk wat die woord van die Here leer. Nou goed, die eerste 4 perde ruiters hardloop, en dis belangrik, ons gaan kyk wat het Jesus daaroor te sê. Jy sien, die disippels het hom gekom en gesê, Here, wat is die teken van u koms, u wederkoms, dis nakies, want dis waarvan hulle praat, en wat is die teken van die volëinding van die wêreld? En Jesus het dadelik begin van hulle gesê, laat niemand, pas op dat niemand julle mislei nie, en dan begin hy weer te sê, want daar sal valse Christusse kom, en daar sal baie mense mislei, oorloë, gerugte van oorloë, nasie teen nasie, hongersnode, pestiektes en aardbewings, en dan sê hy, hierdie is die begin van smarte. Nou as Jesus dan in Matteus 24 vers 32 tot 36 praat van die geslag wat hierdie dinge sien gebeur, sal nie verbygaan nie. Met ander woorde, Jesus praat van 'n spesifieke tyd in die laaste 7 jaar, en spesifiek in die eerste 3,5 jaar. Hy sê, die mense wat hierdie teken sien plaasvind, sal nie verbygaan nie. Daai geslag sal nie verbygaan nie. Nou hoe kan dit vir 2000 jaar aan die gang wees, want daai geslagte is al verby, het gekom en gegaan, so Jesus praat van die laaste week van Daniël, en dit is belangrik om daardie konteks dan ook so te verstaan. So die eerste 4 seels hardloop natuurlik in die eerste 3,5 jaar. Dis die 4 perderuiters wat jy daar bo aan die regterkant sien, en dit is natuurlik belangrik om te verstaan dat Jesus praat van dit as die begin van smarte. Dis nie God se oordeele, soos baie mense, veral die preterkamp gebruik natuurlik die eerste seël en sê, die antichrist is die eerste seël. So gebruik God nou die antichrist om die wêreld te straf. Dit maak mens nou geen sin nie. Wie is die tweede ruiter, wie is die derde en die vierde ruiters? Is dit die antichrist steeds? Word hy gebruik om die wêreld te straf? Nee.
So dit is nie God se oordeele tans nie, dis net 'n tyd van smarte, geboortepyne, wat oor die wêreld gaan kom, voordat die groot verdrukking in die middel gaan plaasvind. Nou lees Openbaring 6 vers 1 tot 8 en vind presies dieselfde gebeure, dieselfde weergawe van die 4 ruiters. En dit is waarvan Jesus gepraat het. Nou hierdie gebeure vind plaas in die eerste 3,5 jaar van die laaste week van Daniël. Nou goed, ons gesels oor die laaste week van Daniël in die eerste 3,5 jaar, valse Christusse, oorloë, hongersnode, dood, pestsiektes en al daai goed. Dan sal die middel van die 7 jaar aanbreek en die groot verdrukking sal hier begin. Nie soos baie van die pre-trib leraars glo dat dit gaan plaasvind in die begin van die 7 jaar nie. Dis totaal onskriftuurlik. Waar hulle dit vandaan kry, weet net hulle alleen. Maar dit is natuurlik belangrik dat ons gesels oor die begin van smarte, die 4 perderuiters wat gaan hardloop, en dit is wat Jesus dan ook noem die begin van smarte. Kom ons gaan kyk wat sê die eerste persoon of leraar, of noem dit wat jy wil, wat sê hy, waar vind hierdie goed plaas? Kom ons gaan kyk. So many posts about the tsunami warnings and the 8.8 magnitude earthquake and all of that over there off not far from Russia. Well, the Bible says we're going to see those things, and it's called birth pangs that Jesus talks about in Matthew 24. It talks about the tribulations that will precede the end. Isaiah 66:7 talks about it. John 16:21 compares the pain of a childbirth to the sorrow that will precede joy. Jesus is returning to bring home the church. And he says that we're going to see those signs, an increase of earthquakes and tornadoes and weather patterns and just all these birth pains that will increase like a labor pains on a pregnant woman, Jesus said in Matthew 24. So I just wanted to remind all of you believers that we are in that season now. The season of the fig tree. The Bible says we don't know the day or the hour. Ja, net soos al die pre-trib rapture leraars verwys hy na Matteus 24 vers 4 tot 8 as die tekens waarvan Jesus gepraat het en die geboortepyne wat gaan plaasvind voor die laaste 7 jaar, met ander woorde die laaste 2000 jaar ongeveer. Want dis wat hierdie goed tog gebeur, dit vind tog plaas. Maar ons moet onthou, wanneer die 4 seels oopmaak, gaan hierdie goed in intensiteit plaasvind. Dit gaan so geweldig wees, dat elke persoon op hierdie aarde sal weet, iets is besig om plaas te vind. En dit is nog belangrik dat jy hoor wat hy gesê het, ons leef in daardie seisoen. Nee, die seisoen van sy koms is die laaste week van Daniël, is die laaste 7 jaar. Soos ek nou verduidelik het, Jesus sal nie praat van die geslag van 2000 jaar terug nie, of van die laaste 2000 jaar nie, maar wel van die geslag wat die 7 jaar betree. Daai geslag sal nie verbygaan voordat alles gebeur het nie. Nou vir eeue sien ons al hierdie goed plaasvind. Aardbewings, pestsiektes, oorstromings, vulkane, rampe en so meer. Maar dit wat egter in Matteus 24 en Openbaring 6 gaan plaasvind, is meer intens en gaan op 'n geweldige skaal plaasvind. Dit gaan absoluut voel asof die oordeele van God hierdie wêreld getref het. Maar dit is nie God se oordeele nog nie, dis wel die begin van smarte. Ons weet natuurlik God se oordeel vind plaas na die 6de seël, by die 7de seël, wanneer al daardie verwoede skale en pla uitgegiet gaan word oor hierdie aarde. Dan is die kerk nie meer hier nie. Wil hy nou eintlik sê dat hierdie oordeele is eintlik God se oordeele wat die laaste 2000 jaar plaasgevind het? Glad nie. Maar kom ons gaan kyk wat sê Raymond Lombard. Hy beskou hierdie tekens vir die laaste 2000 jaar al, en dan sal daar 'n 7 jaar groot verdrukking kom, sê hy. Kom ons gaan luister wat hy sê. Baie beslis. As hy praat van in die heel eerste gedeelte, en hy sê dis die begin van die smarte. So in ander woorde, ek sal jou baie direk antwoord. Matteus 24, van vers 1, dan sê vers 8, maar hierdie is die begin van die smarte, hulle gee julle oor en julle word gehaat, en ongeregtigheid vermeerder, maar wie volhard tot die einde toe sal gered word, die evangelie word in die hele wêreld verkondig. Daai periode, tot en met vers 14, het te doen met die afgelope 2000 jaar. Dit strek oor die hele tyd. En skielik, wanneer van die gruwel van die verwoesting, maar gespreek daar staan in die heiligdom, skielik
word dit nou baie nou getrek na 'n baie spesifieke tydperk, en dan sê hy, dan sal daar groot verdrukking wees, soos van die begin van die wêreld af, vers 21. Hy het dit nooit voorheen gesê in die eerste 8 verse nie. So, my antwoord aan jou is eintlik tweeledig, baie eerlik te wees, as iemand wat al 44 jaar Bybelprofesie bestudeer, daai eerste 8, en baie min mense verstaan dit eintlik, dat die eerste 8 verse, praat Jesus eintlik oor 'n lang tydperk, van valse profete kom na die wêreld toe, oorloë, een nasies teen die ander, en daar's aardbewings, en dit kom oor 'n lang termyn, en dan kom Jesus na die tyd van die groot verdrukking toe, en nou om jou vraag te antwoord, dan die res van Matteus 24 en 25 word vervul, van vers 15 af, tot die einde van vers 25, word vervul in die 7 jaar groot verdrukking, na die wegraping van die kerk, maar voor die sigbare wederkoms van Jesus. Dis my antwoord. Nou ja, Raymond Lombard sê dat Matteus 24 vers 5 tot 14 spreek van die laaste 2000 jaar. Dit spreek spesifiek van die laaste 7 jaar. Want hoe kan die laaste 2000 jaar se geslagte hierdie goed sien en tog nie die wederkoms sien nie? En dan sê hy daar is 'n 7 jaar groot verdrukking wat daarna begin, maar eers die wegraping. Nou die woord van die Here is duidelik, daar is nie 'n wegraping voor die 7 jaar verdrukking of 7 jaar periode nie, en daar is ook nie iets soos 'n 7 jaar groot verdrukking nie. Ons moet gaan kyk wat het Jesus geleer in Matteus 24 vers 15. Hy sê, dan kom Jesus by Matteus 24 vers 15 en spreek dit van die 7 jaar groot verdrukking. Nou hy sê hy het al 44 jaar Bybelprofesie bestudeer, en tog kan Raymond nie hierdie klein element van eksegese verstaan nie. Matteus 24 vers 15 spreek van die abomination of desolation. Met ander woorde, dis die middel van die 7 jaar periode. Daar's net een 7 jaar periode. Dis die laaste week van Daniël, en die pre-trippers noem dit die groot verdrukking. So hoe kan die abomination of desolation plaasvind, die antichrist in die tempel sit, want dis wat dit is, en dan begin daar 'n 7 jaar groot verdrukking. Die antichrist kom nie aan die begin van 'n 7 jaar groot verdrukking of 'n 7 jaar periode nie, maar word wel geopenbaar in die middel van die 7 jaar, wanneer hy in die tempel gaan sit en voorgee dat hy God is. Nou sê hy al hierdie goed vind plaas oor 'n tydperk van 2000 jaar, maar Jesus sê baie duidelik, al die tekens waarvan hy gepraat het, hierdie pessiektes en oorloë wat hy nou genoem het, dit vind plaas in die laaste 7 jaar. Daardie geslag wat dit sien, sal nie verbygaan voordat alles gebeur het nie. En dis baie, baie belangrik. Nou die konteks van Matteus 24:15 is duidelik, dis die abomination of desolation, wat in die middel van daardie 7 jaar plaasvind, die helfte van die week volgens Daniël 9:27. So hoe kan die vers 15 verwys na die 7 jaar groot verdrukking? Die antichrist regeer dan slegs vir 42 maande. En dis 3,5 jaar. Dit is nooit 7 jaar nie. Maar Raymond Lombard glo dat daar kom 'n 7 jaar, in al sy video's kan jy gaan luister, hy verwys altyd na die 7 jaar groot verdrukking, 7 jaar groot verdrukking. Daar bestaan nie eers 'n 7 jaar groot verdrukking nie, want die groot verdrukking is in die middel van die 7 jaar en is verkort. Dit gaan nie eers 'n volle 3,5 jaar duur nie, want die Here gaan ingryp ter wille van die uitverkorenes. Daarna sal die wegvoering van die kerk plaasvind en dan sal die oordeele tot aan die einde van die 7 jaar, insluitende die slag van Armageddon, plaasvind. So die verdrukkingsperiode, daai tydperk van vervolging, gaan verkort word. So daar is nie iets soos 'n 7 jaar groot verdrukking nie. En dis duidelik. Goed, kom ons gaan kyk hoe lyk die laaste week van Daniël, is vinnig net vir die sketswys, dit is 3,5 jaar, 7 jaar periode. Dit is glad nie 'n 7 jaar groot verdrukking nie, maar onthou, in die eerste 3,5 jaar is die begin van smarte. Dan die abomination of desolation, waar die groot verdrukkinge aanvang neem, en dan sal die 6de seël oopmaak, die harpazo vind plaas, en die wraak van God gaan uitgegiet word oor die goddelose sondaar wêreld, wat nie tot bekering gekom het nie. Nou, die pre-trib leraars sien die volgende. Hulle sê dit is die 7 jaar groot verdrukking. Jy het gehoor dat Raymond Lombard het noem.
En dit is ook die wraakoordele van God. Hulle glo sodra die pre-trib rapture nou plaasgevind het en die antichrist geopenbaar is, dan begin God se oordeele vir 7 jaar lank. Absoluut onkunde, totaal buite konteks. Nou goed, kom ons gaan kyk vandag na hierdie skets, die overview of the end times, en dit is hier waar die pre-trib leraars verkeerd gaan. Hulle glo die wegraping gaan plaasvind hierso voor die groot verdrukking, en onthou nou die birth pains, wat eintlik in die eerste 3,5 jaar moet plaasvind, is nou eintlik 2000 jaar in die gang. Dis hulle view van die eindtyd, en dan vind die wegraping hier plaas, en dan begin die 7 jaar groot verdrukkings hulle noem. Daar is die birth pains wat gewys het, en dan die 7 jaar periode. Hulle glo absoluut hierdie is die 7 jaar groot verdrukking, waar die kerk glad nie gaan wees nie. Hier is die kerk weggeraap, weggevoer. Hier is mense wat glo in 'n mid-trib rapture, wat ook nie gaan plaasvind nie. En dit is wat hulle dan glo hulle gaan Armageddon plaasvind, en hulle noem hierdie die wederkoms van Christus, die sigbare wederkoms. Dit is nie die geval nie. Die sigbare wederkoms is wanneer Jesus gaan kom dadelik na die groot verdrukking, wat ongeveer hier gaan wees, net na die 6de seël, maar hulle glo dit gaan hier plaasvind. Absoluut onsin. Nou ja, dis die bank, dit bestaan nie in die woord van die Here nie. Kom ons gaan kyk vandag na die laaste skets, en dan gaan we daarmee afsluit, 'n meer korrekte skets van die laaste 7 jaar. Goed, ons gaan begin dadelik met die verbondsluiting, wat natuurlik hier gaan plaasvind, iewers voor die 7 jaar periode. Dit gaan die 7 jaar periode inlei, en net soos ek nou gewys het, die birth pains vind plaas in die eerste 3,5 jaar. Dit is daar die seels wat oopmaak, die 4 perleruiters wat hardloop, dan die abomination of desolation, die antichrist ontheilig die tempel en begin die groot verdrukking hier. Dis die 5de seël, die martelare sterf hulle geloof. Die 6de seël maak oop, dis die kosmiese tekens, as die maan soos bloed word, die son swart, en ek gaan op 'n latere geleentheid video doen oor die kosmiese tekens en die betekenis daarvan. Maar wat tussen die 6de en die 7de seël, die wegvoering, die wederkoms wat plaasvind, dan die wraakoordele van God wat plaasvind hier, dan sal die einde kom, Jesus keer terug, Armageddon vind plaas en die vrederyk neem 'n aanvang. Dit is kortliks die weergawe van die laaste 7 jaar, en wil ek dit weer duidelik maak. Die geboortepyne is nie tans hier aan die gang nie, maar dit gaan begin na die sluiting van die verbond. Dit sal die eerste 4 seëls wees, en dis baie, baie naby. Nou goed, tot 'n volgende keer wanneer ons weer gesels oor die eindtyd gebeure of een of ander onderwerp. Mag die Here u seën. Totsiens.